En ja, soos alle goeie dinge tot 'n einde kom, is dit asof ons boodskappe ook na daar toe beweeg. En vandag is 'n bietjie 'n harder boodskap, is 'n bietjie meer van 'n opdrag. Maar as ek julle 'n vraag kan vra, is daar Bybelverse wat julle bang maak? Enigiemand, dink so 'n bietjie. So daar's 'n paar harde boodskappe in die Bybel ook. En een van daardie verse gaan ek met ons deel vanoggend maar as ons kyk na die Bybel en as ons kyk hoe mense partykeer inkyk na ons en dan sê hulle maar julle is so wetties. Julle hou die wet. Waar is die liefde? Waar is die genade? En soos ons gister gesê het, ons hou nie hierdie lang lys van moets en moenies. Ons doen dit want ons wil sekere dinge doen vir Jesus. Al sekere dinge wat ons sê, weet jy wat, dit wil ek nie meer doen nie, want dit gaan nie goed vir Jesus wees nie. En ons gaan vandag daaroor praat en die versie wat ek vir ons gaan lees, of versies, is Matteus 7 vers 21 tot 24. En dit is versies wat ons, as ons bang maak, en partykeer moet dit ons bang maak, dat ons kan sê, weet wat, daar's aksie nodig. En ek lees vir ons en dit sê, waar, ek is al klaar verby dit gegaan. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En as ons daai versies lees en dit sê, gaan weg van my af, dis definitief nie woorde wat ek van Jesus sal hoor nie. Maar as ons kyk daar wat hy sê is, ek het julle nooit geken nie, maar die mense sê, het ons nie in U naam duiwels uitgedrywe nie. Wie het al duiwels uitgedryf? Okay. Wie het al geprofeteer? Julle moet almal al geprofeteer het. Julle moes al seker iewers gesê het, Jesus gaan kom. Dis 'n profesie, 'n profetiese uitspraak wat ons maak, Jesus gaan kom. So ons almal het al geprofeteer. Het ons nie baie kragte gedoen, wonderwerk? Wie van julle het al wonderwerke? So hierdie mense het iets op ons. Hulle is 'n bietjie beter, maar Jesus sê nog steeds vir hulle, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Maar daarom sê Jesus, daar is 'n manier. Hy sê as jy na my woorde luister, as jy dit doen. En dis hoekom sê ons vandag, ons die hele tyd, ons sê ons wil staan, ons wil vir Jesus staan, ons wil staande bly, ons het die krag gekry, ons het die gereedskap gekry hoe ons kan staan. Maar as ons net staan, dan gaan ons vinnig weer gaan sit, lê, slaap. En daarom moet ons staan en doen. En onthou wat ons gister gesê het, ons het 'n klein bietjie daaraan geraak. Daar's niks wat ek kan doen om gered te word nie. Ek kan niks doen nie. Maar omdat ek gered is, omdat ek Jesus se prys aanvaar wat hy vir my betaal het, nou wil ek doen. Want ek sien dat ek was iewers te gewees, julle was miskien iewers te gewees. Miskien is van julle vandag nog steeds daar waar jy nie moet wees nie. En hopelik hierdie naweek het julle gehoor en het julle aandag geprikkel dat sê, weet jy wat, hier waar ek is, moet ek nie wees nie. Maar omdat ek boodskappe gehoor het, informasie gekry het, het ek geskuif en ek is nou by Jesus. Maar omdat ek daar was en glo julle vir my, ek was daar gewees, ek was ver gewees.
Dit het lank gevat en as ek kyk na my lewe terug, dan sien ek, ek het maar baie verkeerde dinge gedoen, maar as ek kyk na my lewe vandag, dan sê ek, maar ek doen nog steeds baie verkeerde dinge. So dis 'n proses, ek moet groei, ek moet daagliks doen. Nie om by die redding uit te kom nie, maar omdat Jesus sê, weet jy wat, ek vat jou vuil, vol sonde net soos jy is. Nou wil ek doen, ek wil ook ander mense kry om saam met my te wees hier waar ons moet wees. Die ou mens, die eie ek, soos ons sê, moet doodgaan. En dit klink rof, weet, en ons is lief vir 'n sekere dele van ons lewens. Die dinge wat ons doen saam met ons vriende, ons familie, die lekker dinge, maar daardie lekker dinge, daai lekker lewe, die eie ek, want ek is lief daarvoor, moet doodgaan en dan moet 'n nuwe lewe, ek moet in 'n nuwe lewe opstaan in Jesus en ek moet sê, omdat ek in hierdie nuwe lewe is, omdat ek sê, ek is 'n Christen, ek dra die naam, ek vat die naam, ek maak in my eie, dan moet ek begin so leef. Sien, daai man sit hier agter en hy roei daai masjien van hom en hy speel musiek. Ek kan vir julle sê, ek is dit 'n cello daai? Ek is 'n cello speler en ek kan daai ding vat en hy gaan sê, dis nie 'n cello speler nie en hy gaan kwaad wees want hy het geoefen en ek maak net so en ek maak geraas. Dink so 'n bietjie daaroor as ek sê ek's 'n Christen. Wie is die Christus? Ek sê ek staan in die naam van Jesus. Maar as jy kyk na die geraas wat ek maak met my Christus lewe, dink ek Jesus sê maar dis nie wat ek wil hê 'n Christen moet wees nie. Iemand wat in Jesus is, moenie so lyk nie, moenie so klink nie. En dit glo ek maak hom seer. So ons gaan iets anders moet doen. Soos ons gepraat het, ons moet anders wees. Nou gaan ons moet anders doen. Die probleem is hierdie mense waar hulle uitgeroep het na God toe. Hulle weet hulle redding kom van hom af, weet so hulle het die regte inligting. Hulle het gestaan, hulle sê dit moet van daar af kom. Maar hulle het nie gedoen nie. Hulle het gesê ons het duiwels uitgedryf, ons het in die naam geprofeteer, maar nie vir God nie. Omdat hy vir hulle die krag gegee het, hulle gesê as julle wil gesond word, mense kom na ons toe. Ons kan julle gesond maak. En baie keer sê ons dit vir mense ook, as julle die waarheid wil hoor, kom na ons toe, ons het die waarheid. Nee, ons is bevoorreg dat die Here die waarheid aan ons ontbloot het. Ons het nie die waarheid nie. Ons weet van die waarheid, ons moet die waarheid deel. Dis nie ons waarheid nie, is God se waarheid, is Jesus se waarheid. Ons sê, weet jy wat, as jy vir Jesus wil leer ken, ons ken hom, ons kan jou voorstel aan hom. As ek moet terugdink aan die dae toe ek nog hard op soek was na 'n vrou wat ek saam die lewe kon spandeer het. En ek onthou hoe snaaks dinge, ek en die tannie daar agter, hoe snaaks dinge begin het, want hier's 'n vreemde mens, jy hou van wat jy sien, maar jy weet nie wat is daar nie. En dit was moeilik geweest en ons moes probeer uitvind, ek moes probeer uitvind het waarvan hou sy, waarvan hou sy nie. En sy moes dit weer vir my probeer uitvind. Ek moes probeer uitvind wat maak haar gelukkig, dan doen ek meer van daardie dinge, en wat maak haar ongelukkig, doen minder of glad nie van daai dinge nie. Maar dit kon nie gewerk het as ons nie tyd saam spandeer het nie, as ons nie goed saam gedoen het nie. Nou, julle sal my nou nie glo nie, maar was 'n tyd gewees waar daar nie WhatsApp was nie. Ek weet, dit klink baie rof, maar daar was nie WhatsApp gewees nie. Daar was 'n tyd gewees waar almal ge-BBM het, BlackBerry messaging, dit was die kwaai ding gewees, my hy? Mix it, julle moes mix it, dit was die ding gewees. Maar as ons terugkyk daarna, hoe moeilik was dit eintlik geweest, want ek kon nie ge-BBM het as ek nie 'n BlackBerry gehad het nie. So jy moet 'n BlackBerry foon gehad het. Maar ons het tyd op die foon probeer spandeer met al hierdie dinge en ek het nooit 'n BlackBerry gehad nie en ek sukkel nog altyd met tegnologie. So ons het maar ge-SMS. Ons SMS daarom nog vandag so
Rarig as jy wil primitief gaan, as jy dit nog wil gaan slam, weet dan SMS jy, maar dit het baie meer, ek kan nie sien as jy die SMS lees nie, daar's geen feedback, ek weet nie of sy daar is nie, ek weet nie of haar foon aan is of af nie, so dit het 'n bietjie gewerk, maar as ons saam uitgegaan het, en dit was moeilik geweest, want ek ken nie hierdie persoon nie, en dan, waar praat jy? Maar hoe meer ons saam uitgegaan het, saam gaan eet het, bietjie gepraat het ons mekaar leer ken. Ons het verhouding gemaak, ons het 'n verhouding gebou, want 'n verhouding is nie ek weet van nie. Baie van ons, die probleem is ons dink ons het 'n verhouding met Jesus. Hierdie mense het gedink hulle het 'n verhouding met Jesus, hulle het geweet van Jesus. Maar hulle het nie Jesus geken nie. Hulle het nie tyd saam met Jesus gespandeer nie. Hy het vir hulle krag gegee om hierdie dinge te doen. Hy sê gaan uit, gaan doen hierdie dinge, maar hulle het hom nie geken nie. Hulle het geweet die krag kom van hom af. En ons moes tyd saam spandeer. Ek en sy moes tyd saam spandeer en so moet ons tyd saam met God saam spandeer. Ons moet tyd saam met Jesus spandeer. Nou dieselfde reëls gaan vir dit, die tyd wat ons aan ons spandeer. Ek kan nie net 'n bietjie van my tyd as ek miskien hierdie week kans kry, gaan ek tyd saam met Jesus spandeer nie. Dink maar net so 'n bietjie van hierdie van julle wat nou al die ouetjies wat al 'n girl gevat het of die girls wat 'n boyfriend gehad het. As daardie persoon nie met jou kommunikeer nie, dan verloor jy belangstelling en sê weet jy wat, ek dink dit gaan werk nie. Doen ons dit nie met Jesus nie. Ons gee hom net daardie bietjie tyd. As ons miskien tyd het, sal ons hom gee. Wanneer gaan ons op die punt kom en sê, weet wat, ek is all in, ek wil hierdie verhouding moet werk. Die probleem is kommunikasie. Nou, dis moeilik. Ek moet erken, dis, hoe kommunikeer jy met 'n God? Want ek weet nie, wanneer laas het jy hom gesien? Ek weet nie of hy partykeer Limpopo toe kom nie, want hy kom nie Gauteng toe nie. Maar, omdat ons nie kan sien nie, wat het ons gister gepraat, Moenie bekommerd wees wat jy oor die oog kan sien nie. Walk by faith. Glo, want ek kan God sien in my lewe, hoe hy werk. As ons kyk na die bome daar buite, kan ons sien hoe beweeg het. Julle sien nie die wind nie, maar julle sê maar die wind waai. En net so ook glo ons kan sien God werk in ons lewens. Om terug te dink, weer eens, toe ek en die tannie, toe ons mekaar leer ken het, tyd op die foon spandeer het, was ek bang gewees, want ek bang ek maak haar kwaad, ek bang ek maak haar nou nog kwaad. Daar's altyd daai moontlikheid dat ek weer iets verkeerd gaan doen. Maar ons moes 'n paar keer mekaar kwaad gemaak het. En dan as sy my kwaad gemaak het, so 10-15 minute later het ek haar vergewe. As ek haar kwaad gemaak het, so 'n week of 2 later het sy my vergewe. Julle gaan vir God ongelukkig maak. Raak gewoond aan die feit, jy gaan dit nie reg kry om elke dag alles te doen presies wat hy nie. Maar die lekker ding met hom is, hy sê, ek vergewe jou. Jesus het inteendeel 2000 jaar terug, het hy gesê, ek betaal die prys, want ek weet, julle gaan iewers te gaan, julle val, julle gaan iets verkeerd doen. Ons moet nie bang wees vir die ek het kwaad gemaak, ek het ongelukkig gemaak. Ons moet nie vasgevang wees daarin nie. Ons moet dadelik gryp na daardie vergifnis toe. As ek weet ek het iets verkeerd gedoen, dan dadelik kan begin ek mooier te praat, sagter te praat. Want ek weet as ek dadelik met my vrou hard gaan praat en sy slaag kwaad vir my, dan gaan ek nie. Maar dadelik begin ek, en so werk ek met God ook, as ons verkeerd gedoen het, staan op, doen iets daaromtrent. Hy het klaar gesê, ek gaan jou vergewe. So al wat ek moet sê is, Here, daardie vergifnis wat U vir my wil gee, ek wil weer kom haal daarvan, want ek was al weer verkeerd. Dis hier waar ons regtig begin mekaar leer ken, eers as ons foute maak. Ons moet daai foute maak, en ek weet nie of julle al 'n klein babietjie gesien het nie, sodra hulle begin loop. Hulle loop so 2 tree aan val hulle. En ek is 'n voorstander daarvan, ek sê los die kinders, laat hulle val. Want as hy val en kry 'n bietjie seer, dan sê hy, ek wil nie val nie, dis nie lekker om te val nie, en dan konsentreer hy beter om te loop. En dis hoe ons leer loop. Julle almal was babietjies gewees, ons was babietjies gewees. Ek was net 'n kleiner, ronder babietjie gewees.
Want ons almal moes geleer loop en val het, en omdat ons geval het, sê ons, weet jy wat, ek wil dit nou nie weer doen nie, kom ek werk beter daaraan. As ek by Jesus, as ek saam met hom loop en ek val, kry hy seer, en ek sê, omdat hy seer kry, wil ek nie weer val nie, ek gaan beter probeer om nie te val nie. Ons het gister weer gepraat oor wat ons moet doen, hoe om staande te bly. En vandag Matteus 28 vers 19 sê vir ons, en is hier waar die doen inkom. Ons moet iets doen. En Jesus sê vir ons, gaan. Hy begin die sin met gaan, nie bly hier sit nie. Moenie kom. Ons kom kerk toe vir 'n klein gedeelte van ons lewens. Ons is nie veronderstel om in die kerk te sit elke dag, elke week nie. Ons is veronderstel om te gaan. Ons kom hier om te leer hoe om te gaan. Gaan dan heen, maak disippels van die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Probleem is, ons gaan na mense toe en sê ons, julle doen dit verkeerd, julle doen dit verkeerd, julle doen dit verkeerd. Dit is nie wat daar gesê. As ek gaan maak disippels, en wat is 'n disipel? 'n Disipel is iemand wat volg. Iemand wat volg moet weet wat volg hy. Sê nie gaan maak vir ons venter trailers nie, want 'n venter trailer haak jy en hy volg outomaties. 'n Disipel is iemand wat wil volg, en om te volg moet hy weet wie volg hy. Gaan stel hulle voor aan Jesus. Sê vir hulle, hierdie is Jesus, die een wat die redding kan maak in jou lewe. Volg hom. En as hulle Jesus volg, dan leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dan kan ons vir hulle sê, omdat ons Jesus volg, Jesus is die God van die Sabbat. Dan leer ons hulle van die Sabbat. Jesus is die voorbeeld van gesondheid. Dan leer ons hulle van gesondheid. Ons kan nie begin deur hulle te leer van Sabbat en gesondheid en klere drag. Dit moet later kom. Maak disippels. Maar daardie gaan beteken om te gaan moet ek opstaan en ek moet loop, ek moet doen. Dis hier waar ons 'n spesifieke doel gekry het, waar Jesus sê, maar as julle gaan julle nie alleen gaan nie. Ek stuur vir julle iemand wat saam met julle gaan. Want is dit nie ons vrees om goed te doen wat ons nie kan doen nie. Ek wil net gou hoor, wie van julle weet wat 'n boilermaker? 'n Ketelmaker. Dis iemand wat met staal werk, hulle maak nie ketels nie. Dis ek daai. Vir 21 jaar was ek 'n boilermaker gewees. Toe Here my roep en hy sê, gaan studeer. Toe sê ek vir hom, no ways. Ek het nie eers van skool gehou nie, wat sal ek nou aan die universiteit gaan doen? En hy het my gedruk, en die Heilige Gees het gewerk, dat ek siek was van binne af. Hy het gesê, gaan. En uiteindelik, harde kwas soos wat ek altyd is, sê ek, okay Here, as U wil hê ek moet gaan, ek is nie slim nie, help my om deur te kom. As U wil hê ek moet gaan, maak seker dit word betaal, want ek het nie geld om te betaal daarvoor nie. En ek het gegaan. En hy stuur die Heilige Gees saam met my. Nou wat ek vir julle gister gesê, daai aeroplane, so, dis ek daai. Maar die Heilige Gees het dit veroorsaak, nie ek nie. Hy het gesê, weet jy wat, jy gee net so bietjie, ek sal dit aanvul dat jy deurkom. As ek 'n bietjie meer gedoen het, so hy ook seker 'n bietjie meer gedoen, dan sou ek ook goed gedoen het, maar hy het gesê, ek sal jou help, hy het saam met my gegaan. Daar wanneer daar nie geld was vir studies nie, het hy seker gemaak. En hy sê, ek stuur vir jou 'n helper. Jesus sê, ek stuur vir die Heilige Gees om saam met jou te gaan. Jy hoef nie te bekommer nie, maar is nog steeds moeilik. Maar ek stuur vir jou iemand. In Christ Object Lessons, bladsy 329, paragraaf 2, staan daar geskrywe, the development of all our powers is the first duty we owe to God and to our fellow men. No one who is not growing daily in capability and usefulness is fulfilling the purpose of life. As ons nie daagliks groei nie, vervul ons nie ons werk nie. In making a profession of faith in Christ, we pledge ourselves to become all that is possible for us to be as workers for the Master. And we should cultivate every faculty to the highest degree of perfection, that we may do the greatest among
of good of which we are capable. Julle is in staat. God het vir julle die vermoë gegee. God gee vir ons elkeen die vermoë. Hy sê, ek wil hê jy moet vir my werk. Ons is in staat om die werk te doen. Ja, nie almal gaan predikante word nie, maar predikante kan net die mense in die kerk bereik. Julle, die mense, die voete op die vloer. Julle het mense by die skool, julle het mense by die universiteite. Julle gaan werk en julle is die voete. Ons het 'n maklike werk. Julle vertel die mense, julle bring hulle na ons toe. Maar julle het die harde werk, julle het die goeie, maar God sê ek stel jou in staat. Elkeen van julle kan die werk doen. Elke dag klink dit moeilik om hierdie werk te doen. Maar ons hoop vir ons. Met my en die tannie daar agter se uitganery het ons moeilike dae gehad. Ons het nog steeds moeilike dae partykeer. Dis maklik om kwaad te word vir iemand. Dis moeilik om elke dag net gelukkig te wees. Elke dag net te aanvaar wat daardie persoon is. Maar as ons kwaad geraak het en ons het afgekoel geraak, kon ons weet dat, weet jy wat, daardie ding moenie weer gebeur nie. Ons moet anders wees. So leer ons ook hoe om God nie te ontstel nie. En die gemaklike ding, die lekker ding is, God raak nie kwaad nie. So ons hoef nie te bekommerd te wees daaroor nie. Maar die swaar ding is, hy raak ongelukkig, hy raak hartseer. My ma het altyd gesê, sy sê, weet jy wat Nico, ek's nie kwaad nie, ek's net so teleurgesteld. Dit is swaarder, wees eerder kwaad vir my, vloek, skree, slaan my, maar moenie teleurgesteld wees aan my nie. En ons stel Jesus ongelukkig te leer, dit is moeilik, maar so, moet leer, moenie dit doen nie. Die ander gevaar wat ons in die gesig staar, is ons sê, weet jy wat, ek staan vir Jesus, maar ek gaan hierso bly. Ons gaan soos die predikante wees, as daar iemand kom, dan sal ek hom van hier af help. Ons gaan net bystaan. Ons sal die kerke bystaan. Ons gaan nie die werk gaan doen nie. En dis 'n gevaarlike plek om te wees. En daar's 'n baie bekende aanhaling wat sê, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Die enigste ding wat julle as goeie mense moet doen vir slegte dinge om te gebeur is om te staan en te kyk en niks te doen nie. Baie eenvoudig, is maklik om te staan, veilig te wees. As ek nie kante kies nie, as ek nie iemand kwaad maak nie, kan hy nie kwaad wees aan my nie. So is makliker om niks te doen nie. En daar's 'n ander aanhaling, ek kan nie vir julle presies sê wie sê dit nie, daar's bespiegelinge op die internet dat dit John Stuart Mill is wat dit gesê het in 'n toespraak in 1867 en dit is let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part or forms no opinion. Moenie jouself sus, moenie jouself rustig maak deur te sê as ek nie betrokke raak nie, gaan ek nie skade doen nie. Sê vir jouself, ag nee, ek dink ek's veilig hierso, ek gaan nie hierdie mense kwaad maak, ek gaan hier niks doen nie. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look and do nothing. He is not a good man without protest. Allows wrong to be committed in his name and with the means which he helps to supply, because he will not trouble himself to use his mind on the subject. Jy kan nie staan en sien hoe daar verkeerde dinge gebeur nie. So ons het 'n bietjie gepraat oor bullying. Nou dit is 'n ding wat ek weet dit ruik hand uit op die oomblik, maar dit gaan altyd gebeur. Moenie dink dit stop as jy uit die skool uit nie. As jy by die werk is en word jy daar geboelie, jy word nou net nie meer gewedgie en gewet willy en gewat. Die bullying word iets anderste. Ek kan nie sien en kyk hoe iemand geboelie word. Of dit by die skool is, universiteit is, by die werk is, by die kerk is. Ek kan nie staan en kyk en niks doen nie. Dis amper dan dieselfde asof ek doen dit myself. Ons sal moet inspring en begin doen. Ons sal nie ons redder kan leer ken as ons op die kantlyn staan nie. As jy kyk na 'n rugbywedstryd, wie is die rugby span van Limpopo? Wie skree hulle voor? Hoopelik die Blou Bulle seker maar. Ja, daar's dit nie. So Limpopo is nie so bad nie. As ons daar na loftes toe gaan,
70,000 mense wat in loftes kan sit. Jy al gehoor? Almal skree, tackle hom! Tackle, skop, bal toe! 70,000 mense wat sê wat moet gedoen word. 15 hierdie kant, 15 hierdie kant, 30 wat die werk doen. 70,000 wat sê wat moet gedoen word, maar net 30 wat gekwalifiseer is om dit te doen. Hierso, in God se werk, is ons daai 70,000 mense. Doen dit so. Ons moet hierdie by die kerk doen. En as dit tyd is om te doen, is daar net 'n handjie vol. Kan ons van daai 70,000 af begin skuif en deel word van die bietjie om dit te doen, want daai verhouding gaan nooit uitgaan dat 70,000 mense die werk doen en 15 of 30 sê wat moet gedoen word nie. Gaan altyd 'n bietjie wees. Mag ons eerder deel wees van daardie bietjie wat die werk doen. En op daardie dag wanneer Jesus terugkom en ons hoor weer daai woorde, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor min het jy gedoen, maar oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Amen. Kom ons bid. Liewe Jesus, dankie dat ons deel kan hê aan hierdie werk, dat ons saam met U kan doen. En Here, dankie dat U ons help om staande te kan bly. Here, dankie dat U vir ons 'n helper gestuur het om saam met ons hierdie werk te doen. Here, dat ons nie alleen hier op aarde is nie. En my gebed vir hierdie jong mense wat voor my sit vandag is, mag ons deel wees van die mense wat die werk doen, wat gekwalifiseerd is. Want U het ons klaar die kwalifikasies gegee. Here, dat ons deel sal wees van die bietjie mense wat sê, ons doen die werk. En ons doof die massas uit, wat skree van kantlyn af, wat sê, hoe dit moet gedoen word. Here, maar dat ons gaan en met die leiding van die Heilige Gees hierdie werk doen. Here, ek wil vra dat hierdie jong mense sal beskerm. Dit wat hulle hierdie naweekie geleer het, as hulle dit gaan wil toepas, die duiwel gaan nie gelukkig wees daarmee nie. En Here, daarom gee ek hulle aan oor aan U hande en vra beskerm hulle teen die aanvalle van die bose. Here, dat hulle kan staande bly vir U. Dis my gebed in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.